Good morning, YouTube followers. I'm the Chief Visionary Officer at Adult Pharma. We get you better and ready on demand with instant, over-the-counter wellness supplements and sexual health perks, and we will liberate the conversation about sex. Nou, as jy ons kanaal volg, dan sal jy nou al weet, teen hierdie tyd, ons doen ook 'n 10 minute video op TikTok, en dan herhaal ons hom hier op YouTube, wat ons nie beperk tot 10 minute nie, so hy gaan gewoonlik so 'n bietjie langer na 12, 13 minute toe. Ons berei voor vir ons aanbieding, en as jy hierdie inligting soek, opgesom as 'n skakel vanaf ons webblad, dan hieronder in die comments stuur jy net vir ons 'n hashtag met Jog4Life, Jog4Life hashtag, en dan maak ek kontak met jou en ek stuur vir jou hierdie inligting wat jy rustig op jou tyd dan nou kan deurwerk of dan gaan deurlees. So ons onderwerp, what lessons did I learn from 365 aerobic or cardio jogging sessions at 5.59 kilometers each, and what do I have to show for it? Nou, ek kan vir jou sê, opgesom in een sin, die maklikste is, en soos jy nou al weet, ek is 'n tipe 2 diabetes. Ek wou van hierdie medisyne ontslaa raak en weer pre-diabetic word. So ek het begin draf en ek het begin met intermittent fasting. Nou, as jy 'n tipe 2 diabetes, dan sal jy weet, ergens deur die dag kry jy so 'n bietjie van 'n energy slump. Daar's van die mense wat sê, weet jy wat, ek is nie eens 'n diabetes nie en dit gebeur. Ek kan nie namens tipe 1 diabetes praat nie, so as jy dit ook so ervaar, los ons 'n aanmerking hier in die comments, as jy 'n tipe 1 diabetes en ook daai energy slump ergens in 'n dag ervaar, waar jy of moet net bietjie gaan sit om te re-energize, of 'n power nap moet vang, om net jou energie terug te kry. Dis waarvan ons praat. En daarvan kon ek ontslaa raak met dit wat ek hier gaan doen het. So ek het 365 keer nou 'n 5.59 km gehardloop. Ek probeer 5 uit 7 dae dit navolg. Partykeer kry ek dit reg vir 'n 6de. Ek gee vir my 1 rusdag in 'n week, partykeer 'n 2de, afhangende van my skedule, maar ek probeer om ten minste 5 uit die 7 dae hierdie 5.59 km te gaan draf. So hashtag Jog4Life, en ons stuur vir jou hierdie opgesomde informasie. So, toe ek gediagnoseer is, het ek nou gesê, right, ek gaan 'n bietjie navorsing doen, hoe maak ek seker dat ek nie vir die res van my lewe kronies 'n pil hoef te neem as 'n diabetes nie. So die resultaat was, 1, dis 'n metaboliese probleem, 'n metaboliese siekte, so dis wat jy in jou mond insit, wat dit veroorsaak, en die navorsing het vir my gesê, 1 is gereelde oefening, en 2 is intermittent fasting. Nou ja, jy sal nou al uit ons vorige video's, so jy kan sien, dis 2 goeders wat jou nie geld kos nie. Draf kos jy nie geld nie, intermittent fasting kos jy nie geld nie. So vir jou wat nie kan bekostig om op 'n keto dieet te gaan, of om te spuit vir Ozempic wat jou, R6.000 gaan kos nie, is hierdie 'n baie goeie, bekostigbare opsie om te volg. In hierdie proses waar ek nou gewig verloor het, het ek 2 aanmerkings gekry. Elke keer as ek tussen mense is, of vriende is, 'n Vrydag aand partytjie, of 'n Sondag ete saam met familie, dan was daar altyd 2 aanmerkings, as ek my storie met iemand gedeel het. 1 is, well done, jy lyk goed, en dan 2 is, die opmerking wat dit gewoonlik gevolg het, is baie maklik om gewig te verloor, dit is nie 'n probleem nie. Die moeilike deel is om gewig af te hou nadat jy dit verloor het. Dit het my bietjie geïrriteer, die aanmerking, maar ek het gesê, raad, ek sal moet gaan toets of hierdie stellings waar is, want mense vra vir my vir advies, of vra my om 'n opinie te lewer, eerder dit as 'n advies. Ek is nie 'n dokter of 'n apteker nie. So ek gee 'n opinie, en
ek moet ten minste weet waarvan ek praat. So ek wou dit self ook ervaar om te kyk hoe dit my gaan affekteer. So kom ek gee net gou vir jou 'n paar net van die uitslae hier. So 4 Januarie 2024 het ek begin met intermittent fasting en om te draf 5.59 kilos. 30 Mei het ek dit gestaak. So in daai amper 6 maande het ek gewig verloor van 104,5 kg na 92,8 toe. So ek het 12,6 kg verloor. My borsmaat 112 af na 106 toe, my maag 112 af na 100 cm toe, my heup 104 na 98 en my been 62 na 59. So ek het 'n klomp centimeters verloor en ek het amper 13 kg verloor. Toe staak ek dit, want ek wou nou sien of hierdie hypothesis die waarheid is. Want ek gaan dit ook ervaar met 'n ou wat instap in my winkel wat produk kom soek en dan gaan ek vir hom die regte advies moet kan gee. Nie net wat ek in 'n boek gelees het of teoreties verstaan nie. So, ek staak toe draf, ek staak toe intermittent fasting en van einde Mei af tot einde November tel ek die meeste van hierdie gewig weer op. So die stelling is waar, of dit was waar in my geval ook, dat as jy nie die leefstyl aanpassing wat jy maak, mee gaan aanhou nie, gaan jy weer die gewig optel. Dieselfde vir die ouens wat Ozempic spuit. As jy nie 'n leefstyl aanpassing maak, gaan jy nadat jy opgehou spuit het, gaan jy oor 6 maande weer daardie gewig optel. Ek waarborg dit vir jou. En minus R6.000 uit jou bankrekening uit. Alright, so, yes, my advies aan jou is, wees geduldig in jou proses, en weet dat whatever jy besluit, want jy moet voor die tyd 'n besluiting is, dis wat ek gaan doen om hierdie gewig te verloor, dit moet 'n permanente leefstylverandering word. So ek het geweet, as ek elke dag gaan draf, en as ek 1 keer 'n week intermittent fasting toepas, ek doen dit nou 2 dae 'n week, totdat ek op my ideale gewig is, maar daarna gaan ek dit 1 dag 'n week nog steeds doen, om hierdie leefstylverandering te handhaaf, en dan om seker te maak, dat ek die gewig gaan afhou, maar ek gaan jou op hoogte hou daarso. So my tweede probeerslag het ek die 18 November 2024 begin, tot en met die 28ste Mei, wat ek toe nou weer alles gaan meet en gaan neerskryf het. Dis nou in 25, so ek het weer 12, amper 13 kilos verloor, af na 92,4 kilos toe, borsmaat af na 106 toe, maag af na 100 toe, heup af na 198 toe, en been af na 59. So weer 'n klomp gewig, weer 'n klomp centimeters, maar ek hou nou aan. Ek draf nog steeds elke dag, en ek intermittent fasting nog steeds 2 dae 'n week, en as ek op my ideale gewig is, dan sal ek dit afsak na 1 dag 'n week toe. Ek het niks verander aan my dieet nie. Ek kon nie bekostig om 'n keto dieet te volg nie, dit is ook 'n duur proses. Al wat ek gaan doen het, is dat hier by ons is 'n apple tree, nie ver van waar ek bly nie, en elke Woensdag het hulle R10 special. So ek het op 'n Woensdagoggend, doen dit nog steeds, ons gaan koop R120 se vrugte en groente. Dit is so 'n hoop berg vrugte en groente vir R10 'n pakkie. En dan as ek ophou met intermittent fasting, of as ek voel ek wil nou binge, ek is honger, dan sal ek op vrugte en groente sal ek binge, want dit is onbeperk. So dis aanpassing wat ek wel gaan maak het. En sover moet ek vir jou sê, dit werk baie goed vir my. So ek sal baie vinniger gewig verloor, as ek nog 'n dieet aanpassing ook maak, om seker te maak wat ek eet, en wanneer ek eet, en al daai tipe goed. Alright, so wat het ek geleer nog, boonbehalwe, ek het die energy slump het ek nou verloor. Ek kry nie meer daai energy slump in die dag waar ek voel, ek moet nou gaan sit, en net bietjie my krag terugkry, of 'n power nap vat, om te recover nie. Hy is weg. Ek het die draf gemis, in hierdie tyd wat ek nie gedraf het nie. Jy weet, daai ouens wat die hele tyd 'n hemp moet regtrek, want ergens spanheid is styf. Dis weg, dis lekker om weer in jou klere te pas. Dis lekker dat as jy op 'n bed sit, en jy buig af, en jy maak jou skoene vas, en jy kom op, dat jy nie meer uit asem uit is nie, dat jou maag in die pad is, en
in jou lugpype toedruk nie. So dit was vir my lekker geweest. Wat ek nog gaan doen is op 'n Saterdag sal ek 'n dubbelskof hardloop. So 5.59 maal 2, so dis 11.2 kilos wat ek op 'n Saterdag gaan draf. En dan die laaste probably 3 maande het ek op 'n Sondag 'n kilometer verder gedraf elke keer. So ek het begin op 12 kilos op 'n Sondag, waar ek dan elke Sondag verder 1 kilometer verder draf. En so by so dat ek Sondag wat verby is, op Comradsdag, het ek my eerste halfmarathon gaan hardloop, 21 kilometer, heel gemaklik, goeie tyd, my endurance is daar, my energie is daar, my fiksheid is daar, geen probleme. Ek kan wel sê my bene voel nog steeds moeg op 'n 21 en my voete is seer op 'n 21 en dis deel van hierdie diabetes ding. Dis bloedsvloei na my voete toe, so ek sal dit nog mooi gaan ondersoek om te sien hoe ek dit moet manage, maar van die knie af op, moet ek vir jou sê, heerlik, geen probleem nie, ek het goed en maklik reg gekom, met 'n 21 km vir die eerste keer, word nou 56 jaar oud, so dit het goed gewerk. So jy weet nou al, as jy vorige video's gekyk het, ek is al af van 2 van die pille af, vir type 2 diabetes. Einde Junie doen ek weer my volgende HbA1c score. As ek daai bloedresultate terugkry en my telling is onder 6, gaan ek die 3de pil los. So jou dokter, as jy 'n type 2 diabetes skryf vir jou 3 pille voor, ek het 1 bygeneem, 'n natuurlike produk met die naam van Manna Blood Sugar. So hom het ek gelos en ek het al 1 van die pille gelos wat die dokter voorgeskryf het. So hopelik einde Junie, as my telling onder 6 is, wat ek glo dit gaan wees, dan gaan ek 'n 2de pil los en dan het ek nog 1 om te gaan in die volgende 6 maande. Dan is ek weer, wel my score is nou weer pre-diabetic, maar dan is ek ook af van al die medikasie af. So my bloedsuiker is nou onder beheer. Ek toets nog steeds elke dag en skryf die telling neer om dit te monitor. Ja, ek het jou gesê oor die energy slam. Wat ek wel ook vir jou kan sê is, miskien moet ek net hierdie geleentheid gebruik, omdat dit Comrades was, en 'n groot shout-out gee. Ek hoop ek spreek jou naam reg uit, Johannes Maros Moshesla. Nou ja, as jy nie Comrades gekyk het nie, luister gou. 83 jaar oud. Johannes is 83, hy het die Comrades voltooi, nou Sondag, in 11 ure en 47 minute. Hy is die oudste persoon nog wat 'n Comrades kon voltooi op 83 jarige ouderdom. It's up to you, sir, dit wil gedoen wees. Louis Massain, 74 jaar oud. Hy het Sondag sy 50ste Comrades marathon gehardloop. Hats off to you, sir. Nou ja, mense, het ek en jy 'n verskoning? What the hell? Come on. Ons het ons nie 'n verskoning. As hierdie 2 mense vir ons die voorbeeld stel, we can do this. Come on, we can do this. So, hey, as jy waarde vind by ons inligting hier, ons doen nogal moeite om al hierdie inligting vir jou saam te sit. Subscribe, ons wil baie graag by 500 mense uitkom, want blykbaar is daar 'n paar voordele vir ons, as ons 500 mense het wat ons volg op YouTube, ons sal dit waardeer, share, deel dit met vriende en familie, op TikTok kan jy repost en follow en al daai dinge, doen dit asseblief gerus. Volgende Woensdag is ons video oor estrogen of estrogen, daardie hormoon vir die vrouens. Ek kry ongelooflik baie navraag rondom dit, dat ek 'n video oor dit moet doen, vir wat doen ek met my hot flushes en, so ons gaan 'n bietjie tyd spandeer aan estrogen. As jy laasweek se video gemis het, ons het gepraat oor turmeric of curcumin. Daai video sal nou hier verskyn, dan as jy hom nog nie gekyk het nie, klik daar, dan gaan kyk jy hom, gee hom 'n like, share hom, volg hom, stoor hom, en volg ons kanaal, ons sal dit hoog op prys stel. My naam is Paul Joubert, Chief Visionary Officer hier by Adult Pharma, en soos altyd, en jy weet nou al,
Discretion guaranteed. Ons praat met jou volgende Woensdag.